Ek gesels graag nou met Kobus van der Merwe. Hy is die hoofuitvoerende beampte van Match MX. Nou hulle is 'n digitale bemarkingsplatform wat boere, kopers en vervoerders intyds met mekaar verbind. Nou Kobus, baie welkom hier by Landbou saam met Mia. Dankie Mia. Dis lekker om jou hier te hê. Ek wil by jou weet, daar is in die landbousektor, daar's baie uitdagings en daar's baie redes hoekom sekere besighede en sekere oplossings tot stand kom. Daar's mos altyd 'n hoekom. Hoekom? Wat is julle hoekom? Hoe het Match MX tot stand gekom en wat was die proses tot nou? Mia, seker een van die belangrikste vrae wat boere mee worstel is, wat is die prys? En dit klink eenvoudig, maar hulle weet nie altyd wat is die prys nie. Ek weet jou, as ek vandag vir boere vra, geef my 10 kopers wat nou gereed is om jou produk te koop, gaan baie boere sukkel om daai 10 kopers op te noem. Ja. Maar terselfdertyd, as ek nou vir 'n koper vra, noem vir my 10 boere wat nou gereed staan om hulle produk te verkoop, gaan hulle ook sukkel. So wat ons eintlik het, is 'n timing probleem tussen kopers en boere, om by mekaar uit te kom op daai spesifieke punt wat die boer wil besigheid doen en waar die koper sy produk wil hê. Ja. En baie keer, om by mekaar uit te kom, raak daai ketting langer en daai ketting raak duurder. So op die einde van die dag is dit of die boer Ja. wat minder kry of die koper wat meer moet betaal. So ons oplossing vir hierdie probleem kan ek vir julle so verduidelik dat 2500 jaar terug in die antieke stad Rome was daar 'n stadsplein gewees. En op hierdie stadsplein het boere hulle produkte na die stadsplein toe gebring en kopers het dan op hierdie stadsplein tussen die boere rondgestap en boere en kopers kon direk met mekaar 'n billike prys onderhandel het. En baie interessant, op hierdie stadsplein het ook vervoerders gekom en daar was banke en finansierders, maar ook prokureurs om hierdie transaksies te help fasiliteer. Ja, natuurlik, bietjie beding. Dis reg. Ja. So MX is eintlik niks anderster as die moderne digitale stadsplein nie, Okay. waar ons boere en kopers en vervoerders en finansierders intyds direk met mekaar verbind. Maar Kobus, jy weet 'n boer is 'n boer. Hulle plant, hulle sit hulle keppies in die oggende aan, maak hulle vellies reg, kry hulle koffie gereed en dan s hulle op pad buitentoe, lande toe, na die vee toe. As ons begin praat oor tegnologie, dink jy boere is bang vir tegnologie of nuwe tegnologie, of dink jy, kom jy agter dat daar bietjie meer van 'n tendens is dat hulle dit regtig baie meer deel van hulle elke dag se boerdery maak? Ja, dis 'n baie goeie vraag, want ons vind dat die digitale omgewing, data, AI kan verskriklik intimiderend wees vir boere. En om veral as dit kom by die bemarkingskant, is dit dalk nog so 'n bietjie meer vreemd vir boere, want in sy stroper en sy trekker is 'n boer alreeds verbind met 'n satelliet. Ja. En 'n presisieplant is meer deel daarvan in sy denke, maar as dit kom by bemarking, is dit nogal baie moeilik om te dink hoe werk tegnologie in die bemarkingskant. Ja. Maar as ek jou vinnig weer kan bring terug na die Romeinse se stadsplein in Rome, is dat op hierdie plein was dit so besig geweest dat mense, boere en kopers kon nog steeds nie by mekaar uitgekom het nie. So wat hulle gedoen het, hulle het runners aangestel wat op die plein gaan soek het na die perfekte pasmaat vir die boer of vir die koper. Ja. Nou met ons plein wat ons het ons ook 'n runner en dis Maxine. Dis ons digitale agent wat dit vir boer maklik maak om met ons tegnologie te kan kommunikeer. So die oplossing wat ons het is wanneer jy met Maxine praat, is dit asof jy met een van jou vriende praat. Beste vriendin. Op WhatsApp. En wanneer jy met haar kommunikeer, dan help sy vir jou om toegang te kry tot ons tegnologie. So ons maak dit ongelooflik eenvoudig om die regte prys te kry, om op die ou end 'n transaksie te doen, en Maxine help vir jou om die tegnologie vir jou toeganklik te maak en om eintlik daai regte prys te kry wat jy verdien as boer. Kobus, is dit nie vir jou ongelooflik hoe ons vandag, ons vat lesse wat ons in die verlede geleer het, hoe dinge was, en mens moderniseer dit om by ons behoeftes aan te pas. En dankie vir die werk wat julle doen. Ek weet
Ek weet julle hart lê by die boere en om hulle lewens makliker te maak en mag ons almal 'n bietjie meer so wees om ons boere se lewens makliker te maak. Dankie vir jou tyd. Dit was dan nou Kobus van der Merwe, die hoofuitvoerende beampte van Match MX. Baie dankie Mia.